Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 1 Mei vir verdere studie. Die doel van Bybelstudie is om God te ken en te groei in jou verhouding met hom. Dit is immers waarop die ewige lewe neerkom, om te wees saam met God wat ons liefhet. Johannes 5 vers 39 sê vir ons: Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Johannes 17 vers 3 sê vir ons: En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. 'n Deel van enige verhouding is wederwysige betrokkenheid. In Openbaring 3 vers 20 lees ons dat dit juis Jesus se hartsverlange is om 'n hegte verhouding met ons te hê. Tog moet ons in gedagte hou dat ons as geskape wesens altyd meer van ons Skepper God te leer het. Soos 'n prospekteerder wat aanhoudend spoelgoud probeer uitsif, moet mens voortdurend en konstant die Bybel deursoek. Daar is altyd meer om te ontgin, selfs al het jy party Bybelverhale of gedeeltes al 100 maal gelees of gehoor. Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, bladsy 4.1, lees soos volg: Dit maak nie saak hoe intellektueel gevorderd 'n mens is nie. Laat ons nie vir 'n enkele oomblik dink dat sulke intellektuele vooruitgang nou die voorgesette en deeglike soeke na meer lig in die skrif onnodig maak nie. As lede van God se kerk is ons elkeen tot die bestudering van Bybelprofesie geroepe. Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, bladsy 4.1. Ons behoort ook nie ons eie opinies of gedagtes, wat immers mensgemaak is, af te dwing op die skrif nie. Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, bladsy 3.6, sê vir ons: Hoe sal ons die skrif deursoek? Sal ons rye pale plant, ons leerstellings afbaken en dan die hele skrif inpas met ons vooropgestelde menings probeer bring? Sal ons liewers ons idees en sienings na die Bybel bring, ons fyn uitgewerkte bespiegelings vanuit elke denkbare invalshoek aan die maatstaf van Bybelwaarheid onderwerp? Baie lees en onderrig selfs ander mense in die woord, maar verstaan nie die kosbare waarhede wat hulle bestudeer of oordra nie. Baie dig verkeerde betekenisse aan Bybelse woorde toe, omdat dit met hul eie opinies strook. Ellen G. White, Counsels to the Writers, bladsy 3.6. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Met watter ingesteldheid lees of bestudeer jy die skrif? Benodig jy 'n emosionele kopskuif in jou benadering? Waarom is 'n gees van nederige oorgawe aan die woord so uiters belangrik? Vraag nommer 2. Party ingeburgerde opinies keer dat die skrif direk tot 'n mens spreek en moet liefs laat vaar word. Het jy dalk sulke opinies waarvan jy ontslae wil raak? Indien jy wel het, is die vraag net: waar en hoe in jou gebedslewe begin jy nou hierdie probleem oplos? Vraag nommer 3. Hoe kan oorspronklikheid 'n struikelblok in die uiterlike gedeeltes van mense vriendskap met God wees? Met ander woorde, hoe kan die begeerte na nuwe en innoverende dinge jou op 'n dwaalspoor bring, veral wanneer sulke dinge om selfsugtige redes nagestreef word? Ter opsomming, persoonlike Bybelstudie lê aan die kern van 'n lewendige en blywende boesemvriendskap met God. Die woord van God spreek op sinvolle wyse tot ons as die 21ste eeuse mens, net soos tot ons voorgangers in elke tydvak van die geskiedenis. Om in Christus te bly is in vele opsigte soos enige ander vriendskap.
In die aktiewe koestering van daardie hegte band, moet ons maniere vind om ons stilte tye lewenskragtig te hou. Daarmee saam moet ons pyl trek op die belofte wat God ons aangaande sy gestuurde woord gegee het in Jesaja 55 vers 11, dat dit nie onverrigter sake na my toe sal terugkeer nie, maar sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Jesaja 55 vers 11. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons kom na U met dankbare harte, dat U ons geseën het met hierdie studie wat ons kon bestudeer die week. Liewe Vader, daar is so baie dinge wat ons geleer het, wat ons help om 'n meer intieme en sterker verhouding en band met U te skep. Liewe Vader, laat U Heilige Gees elkeen van ons harte oortuig van U goedheid, van U liefde, en liewe Here, dat ons kan weet, U sal ons nooit verlaat of nie steek sal laat nie. Dankie vir U opoffering op die kruis. En laat ons dit nie ligtelik opneem nie, liewe Vader, maar laat ons elke dag werk aan ons verhouding met U. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.